Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg om musiek te kan hoor en die Here te kan loof en te prys in ons taal en sy teenwoordigheid te ervaar. Dit is meer belangrik as enigiets is nie regtig om kerk te kom hou nie, is om die teenwoordigheid van God te ervaar. En wie Jesus regtig is. Dis al wat tel. Dis Jesus Christus en hom in die middel. In middel van alles. Daar's niks anders nie. Hy's amazing. Ek hoop jy weet dit. Gewoonlik by die Afrikaanse kerk op die Gold Coast, ek dra my band saam met my, ek beheer hulle baie makliker, is net so 'n boks, en jy sit hom aan, en hulle speel presies wanneer ek sê hulle moet speel, en speel al die regte note. So ek vat dit saam met my, maar wanneer ek voorberei, baie keer vat ek Engels, die Amplified Bible, en ek like om te lees wat hy sê, want hy amplify vir my die Afrikaans, en dit help my bietjie. Ek lees my Bybel meeste in Engels, en gewoonlik as ek dit gedoen het, en ek het die Engelse verse gevaat, en dan vee ek dit uit, en dan praat ek uit die Afrikaans uit. En nou vanoggend kom ek by die kerk, en daar kom 'n jong man ingeloop, en ek sien hy praat met een van die dames daar, en hulle vat hom, en hy gaan sit daar agter, en hulle kom toe na my toe, en sê, hy's Engels, hy kan glad nie Afrikaans praat nie. Ek sê, okay, nou wil hy, sê nie uitgekom, soek vir 'n kerk uit, want daar is 'n ander kerk, 'n Engelse kerk, die kamer reg langs ons, wat Engelse dienste doen, maar hulle is nou nog nie terug nie. En toe het hy nou na 'n ander kamer toe gegaan, en dis 'n meditasieklas. En toe het hy nou daarop geëindig, en hy het nie dit gelaaid nie, toe kom hy nou uit, en toe kom hy nou daar na ons toe, en toe kom sit hy, en toe sê die vrou vir hom, do you understand Afrikaans? Hy sê, no. Sy sê, so, you know, how are you going to, I don't know, but I just know I should be here. Okay. Toe kom praat hulle met my, en toe sê ek, nee, ons sal die preek in Engels doen. So vir enige iemand wat my Sondag preke kry en luister, julle gaan 'n Engelse preek kry vir vandag. Ja, dit was nogal 'n belewenis. Maar weet jy wat is weet jy hoekom is hy so amazing? Want ek het nie een van die Engelse skrifte wat ek gewoonlik uitgevee nie. En toe ek my Bybel oopmaak, toe is dit al die skrifte daar. God het 'n ontmoeting met mense. Elke keer wat ons by mekaar kom. Hy het 'n ontmoeting met jou vandag. Hy het geweet jy gaan hier wees. Hy het geweet jy gaan moet hoor wat ek sê. En miskien soos ons gesê het, gaan dit wees soos 'n skoen wat nie pas nie, en gaan jy voel, ag, ek weet nie wat om met dit te doen nie. Maar ek wil baie graag as 'n geestelike leier, wil ek met u praat oor wat is my hart vir hierdie uitreiking. Wat sien ek? Hoe sien ek dit? Ons begin het ons uitgenooi, en ons het 'n braaivleis gehou, en mense het my gevra om net vir 'n paar minute te sê, wat sien ek? En wat glo ek? En hoe dink ek gaan dit werk? En ek het dit verduidelik, en ek het gesê, ek wil nie hê mense moet inloop en uitloop dieselfde nie. Ek wil nie met angs en vrees inloop en dieselfde uitloop nie, want dan het ons die hele punt gemis. Dit is nog steeds my begeerte. Wanneer ek met mense praat in die groep, individuele na die tyd. Ek kan nie vir jy sê hoeveel wonderwerke het die Here in hierdie plek gedoen in die laaste jaar nie. Maar nou moet ek versigtig wees. Die Here moet my help vandag. Hy moet my baie wysheid gee. Ek moet baie versigtig wees, want ek wil hier met my hart hoor. Ons moet tog kan opstaan en sê wat die Here gedoen het. Amen. Ons moet tog kan opstaan en ons skaamte neersit en sê, weet jy wat, die Here het my verhouding herstel. Weet jy wat, die Here het my gesond gemaak. Weet jy wat, toe jy dit gesê het, weet jy, toe ek daai oggendboodskapie luister, toe gebeur dit, toe ek dit hoor, toe gebeur daar iets. Want anders te lyk het of ons God stil is, en hy nie belangstel nie. Maar ons praat nie regtig onder mekaar oor wat hy gedoen het nie. Hoe belangrik dit is om te testify van die goedheid van God, en wie hy is, en wat hy doen nie. Want anders dan gaan jy dink, ek wil nou nie die nie, ek wil nou nie daai nie. Dis belangrik dat ons weet wat kom ons om te doen. U kom nie, Janie het gesê toe ons begin het, wie sou opgestaan het en gepreek het? Ek het vergeet, ek wou eintlik gesê.
Ek het gedink, as jy nou regtig nie hier is, wat gaan ons doen? Want ons sê dalk net almal bring om getuienisse te deel. Wat sê die Bybel? Wanneer julle by mekaar kom, wat? Wat gebeur? Die pastoor kom vorentoe en hy gee preek en ons gaan huis toe en ons voel beter oor onsself en ons is wyser as wat ons was toe ons ingekom het. Wanneer ons by mekaar kom, het die ene besalm en die ene te taal en die ene die en die ene daai, want ons is so opgewonde oor hierdie God wat ons dien en hy's lewend. Vriend, as jy ek moet so versigtig wees. Here, help my. Luister na my hart. Moenie luister na die woorde wat uit my mond uitkom nie. Baie mense sê vir my baie keer, praat jy net in tale, is omdat ek nie die woorde het nie. Ek het nie die woorde om uit te bring wat aan die binnekant aangaan nie. So asseblief, moenie my oordeel daarvoor nie, maar gee vir my ruimte. Wie weet wat plagiarizing meen? Wie weet wat beteken dit? Ek weet nie wat die Afrikaans is, dis hoekom ek vra. Plagiaat. Wat? Plagiaat. OK. Daai wat hulle sê, daai woord. Jy steel iemand anders se idees, nee, en jy vat dit regtig vir jouself. Nou, ek het dit gedoen vandag. Ag, ek wens julle kan julle gesigte sien. Oh my God. Waarmee het ons hier te doen? Mag ek maar die Bybel is? Ek wens dit was uit die Bybel uit, maar daar is 'n gedeelte wat uit die Bybel uit is. Maar toe ek hierdie stukkie oor, en nou is my probleem is, ek het nie met die persoon gepraat en hulle toestemming gekry om te deel wat ek gaan deel nie, maar wie weet is baie keer makliker om verskoning en vergifnis te vra as toestemming. So ek gaan nou leun op die genade van hierdie persoon om my te vergewe dat ek nou hierdie dinge gaan sê. Net daar waar jy sit, maak net die oë toe vir 'n oomblik. Here, ons stop. Ons lê alles neer. Al ons preconceived ideas van wie U is, van hoe het moet lyk, van hoe dit moet werk. Ons lê dit neer by die voete van Jesus en ons sê, ons wil net hoor wat die Gees van die Here vir ons sê. Ons stel ons ore oop. Ons stel ons geestelike oë oop om te sien en te weet. Vader, ons bid dat U Heilige Gees, daai trooster, daai helper waarvan ons gesing het, ons gaan kom help om te verstaan wat die woord van die Here vir ons sê. Ek bid dat die vyand geen ingang deur my woorde sal hê nie, dat daar geen oordeel sal wees oor mense vandag nie, maar dat hulle werklik U hart sal hoor en dit wat U vir hierdie uitreiking het. Vader, waar daar nie 'n visie is nie, wat gaan ons doen? Ons het nodig om weer aan die begin van 'n nuwe jaar visie te skep, moed te skep, hoop te skep, weet waarmee ons te doen het, weet waarvan ons deel is, sodat ons die koninkryk van God kan laat groei en beter word en groter word. Dis die begeerte van elke een se hart, wat ek glo wat ingeloop het vandag, Here. Ek weet vir 'n feit, hulle het nie gekom om my te luister nie. Maar daar is 'n honger in elke hart om die Heilige Gees te hoor en te hoor wat God sê. Praat met ons vandag, is die gebed van my hart in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Amen. Hierdie persoon het gesê, en ek sit terug en dink aan wat gister gebeur het, en as ek my oë toemaak, sien ek 'n klein dogtertjie wat nie kan wag om die krat uit die bakkie uit te haal sodat sy die koffietafel kan regpak nie. Ek sien kinders wat stoele reg maak sodat almal 'n plek het om te sit. Ek sien ketels wat volgemaak word. Ek sien tafels wat opgestel en bedek word. Ek sien eetgerei wat aangery word. Ek sien 'n orkes wat weke voor die tyd baie hard oefen en baie ver ry om oefeninge by te woon.
Ek sien 'n administrasie agter die uitreiking. Ek sien sosiale media en bemarking wat moet gedoen word. Ek sien 'n leraarspaar wat elke Sondag met soveel vriendelikheid en liefde binne stap. Ek sien oproepe weke voor die tyd wat sê, hier is ek, wat maak ons? Ek sien kos wat gebring word. Ek sien koeldrank wat saamgebring word. Ek sien puddings wat gemaak word. Ek sien opregte harte wat sê, ek doen dit vir Papa Jesus. Ek sien tafels wat weer opgepak word, skottelgoed wat gewas word, geskenkies wat gemaak word, bydraes wat in die kassie gegooi word. Ek sien huise wat oopgestel word vir gebruik. Ek sien opregte heelmaak drukkies. Ek sien ondersteuning. Ek sien liefde. Liefde en nogmaals liefde binne in die uitreiking. Dit laat my dink aan 'n skrif in Eksodus 17 vers 8. Daarop het Amalek gekom om teen Israel by Rafidim te veg. En Moses het aan Josua gesê, kies vir ons mense en trek uit, veg teen Amalek. Môre sal ek op die top van die heuwel staan en met die staf van God in my hand. En Josua het gedoen soos Moses aan hom gesê het om te veg teen Amalek. Maar Moses, Aaron en Hur het op die top van die heuwel geklim. En telkens as Moses sy hand ophou, was Israel die sterkste. Maar as sy hand laat sak, was Amalek die sterkste. Maar die hande van Moses het swaar geword. Daarom het hulle 'n klip geneem en het onder hom neergelê, dat hy daarop kon sit. En Aaron en Hur het sy hande ondersteun, die een diskant en die ander kant. So het sy hande dan vasgebly tot onder toe. En Josua het Amalek en sy volk met die skerpte van die swaard 'n neerlaag toegebring. As ek aan hierdie stukkie dink en my oë toemaak, sien ek hoe ek almal mekaar se hande in die lug hou. Ek sien hoe almal van ons 'n rol in die wingerd van God speel. En ek sien hoe almal hierdie liefde en passie vir Jesus na die diens toe bring. En dis waarvoor ek vir elkeen van julle opreg dankie sê. Dis my opregte gebed dat God na ons sal kyk as lede van die uitdrukking. En ons sal laat weet dat hy baie lief is vir ons en dat hy dankbaar is vir die rol in sy wingerd. Baie dankie vir julle almal se bydrae, almal se liefde. Sonder dit is Morten Bay Sonder dit is Morten Bay Afrikaanse uitreiking niks nie. Dit het my geïnspireer. Dat iemand 'n hart kan dra vir mense. Dat iemand 'n visie kan hê vir mense. Dat iemand die belangrikheid sien van elke een wat 'n koekie indra, elke een wat 'n koppie uitvat, elke een wat tafel opslaan, elke een wat 'n stoel neersit. Dat daar 'n liefde onder mense is vir mekaar. Ek wil nie met mooi luister na my vandag, maar ek gaan uit my hart uit praat met u. Ek wil hierdie sake eens en vir altyd afhandel. Ek wil nie terugkom na dit toe nie. Ek wil nie weer daaroor praat nie. Ek gaan vir u vandag presies sê waar ek staan, hoe ek staan, wat ek glo die Here wil doen. En van daar af wil ek u bemoedig. As die skoen nie pas nie, asseblief moenie op 'n ander plek 'n gemaklike skoen gaan soek nie. Gee kans. Gee net kans en kyk wat God gaan doen. Daai wonderlike gedeelte is deur ons wonderlike suster Esther geskryf.
Dis wat jy wil hê moet jou groep lei. Dis die tipe mense wat jy wil hê jy moet groep lei. Nie mense wat geestelik so groot en sterk en almagtig is, dat niemand by hulle, jy het geen verhouding nie. Een ding wat ek weet is, ek wil nie nog 'n kerk wees nie, daar's genoeg van hulle. En jy sal gewoonlik een kry by waar jy self pas. Wat sal leer wat jy leer en dink wat jy dink en jou sê hoe om te dink soos hulle dink. En ons lees nie die Bybel vir onsself nie en kyk wat sê die Here werklik vir my en vir jou nie. So ek wil vanmiddag met u daaroor praat. Uit my hart uit. Ek wil hê jy moet mooi luister na die skrif. Daar's baie skrif. Ek wil hê jy moet mooi luister. Moenie sodra jy sien jy's nie meer met my nie, stop my. Sê wow, ek is by my aandete. Stop. Ek gaan terugkom. Ek wil luister wat jy sê. Ek wil hê jy moet die woorde hoor wat ek sê vandag. Moenie hoor wat ek nie sê nie. Ek het aan die begin vir jy gevra, sit alles wat jy dink jy weet en alles wat jy glo soos jy geleer is, sit dit net neer vir 'n oomblik en luister na die woord van die Here. Dis belangrik. Hierdie fondasie wat ons lê is dit wat ons gaan propel vorentoe stuur in dit wat God vir ons het. En elke een wat hier sit, het 'n deel daaraan. Daar's nie een wat ons nie nodig het nie. En ek wil hê jy moet luister, wat sê die woord van die Here. Ek gaan begin in Romeine 12 vanaf vers 4. Nee, ek gaan nie. Ek gaan begin in Efesiërs 4 vanaf vers 10. Efesiërs 4 vanaf vers 10. Hy wat neergedaal het, is dieselfde as hy wat opgevaar het, bokant al die hemele, sodat hy alles tot volheid kan bring. Dis die doel, sodat alles tot volheid kan kom in Christus Jesus. En hy het gegee, wie het gegee? Hy het gegee, Jesus het gegee, hy het gegee, nie mense aangestel nie, hy het gegee, en hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars. Hoekom? Om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. Om jou toe te rus, nie sodat ek elke Sondag hier toe kom preek nie, om jou toe te rus vir wat? Vir jou dienswerk. Dit wat jy doen in diens van die koninkryk. En ek beloof jou, dis nie net in 'n kerk nie, dis nie net in hierdie gebou nie, wat se diens doen ek hier nie, dis ver meer as dit. Om jou toe te rus vir jou dienswerk, dat waar ook al jy gaan, is jy besig om die persoon oorkant jou se lewe beter te maak. Jou hele motivering is Jesus Christus in die vlees deur jou. Jou hele motivering is die persoon wat voor my is, hoe kan ek jou lewe beter maak? Geen ander motivering, nie wat kan jy my gee nie, wat kan jy vir my doen nie, niks van dit nie, dis nie wat ons motiveer nie. Christus Jesus motiveer ons, hoe kan ek jou lewe beter maak? So, die gevolg is, al hierdie mense is aangestel, deur God, deur Jesus aangestel, sodat die heiliges toe gaan rus vir hulle dienswerk, tot wat? Tot opbouing van die liggaam van Christus. Dis waaroor ons dit doen, dis hoekom dit gedoen word. Totdat ons almal kom, tot 30% kom, 50%, 70%, 90%, 95% het gekom, dis genoeg. Dis nie wat die Bybel leer nie. Totdat ons almal kom. Totdat ons almal kom. Tot wat? Tot die eenheid van geloof. Wie is hy? Jesus Christus. Jou verhouding met God, Jesus Christus. Dis wat dit oor gaan. Dis die eenheid van geloof. En van die kennis van die Seun van God. Ek weet nie hoe ons gaan, die Here gaan ons help. Die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man. Die doel is dat ons volwasse sal wees, opgegroei sal wees, eenheid in geloof. Almal dien Jesus met 'n opregte hart. Ons sal miskien nie dinge altyd dieselfde sien nie. Dit beteken nie, ons is nie in eenheid van geloof nie. Dis nie wat dit beteken nie.
Omdat jy verskil, omdat ek sekere dinge so sien, beteken dit nie ek is in en jy is uit nie. Ek is reg en jy is verkeerd nie. Dis nie wat die woord my leer nie. En ek wil hê ons moet dit verstaan. En ek wil hê jy moet verstaan wat ek vir u sê uit my uit as 'n leier, 'n geestelike leier wat u gaan lei in hierdie uitreiking. Wat is my hart? Wat is my begeerte? Tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Is 'n groot werk, dis 'n groot roeping, maar die uiteindelike punt is dat ons almal kom tot 'n volwasse man, tot die mate van volle grootte van Christus. Sodat ons, hoekom gebeur dit? Hoekom moet ons dit doen? Die Bybel sê, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur alle wind van lering. Dan is dit die reg en dan is dit nie meer reg nie. Dan is dit so, dan is dit nie meer so nie. Dan is dit sê, die Bybel sê vir ons, deur die bedriegery van die mense, deur sleeheid om lustiglik tot dwaling te bring. Ek wil nou vir jou sê, ek ry nie al die pad van die Gold Coast af, omdat ek 'n lustigheid het om jou tot deurmekaar te maak nie. Ek beloof jou, dis nie my bedoeling nie, dis nie my hart nie. Ons moet volwasse begin word tot die volheid van Christus, tot eenheid in geloof. Want mense, as iemand hier inloop, dan weet hulle, hier's iets in hierdie plek. Daar's iets omtrent hierdie mense. Hulle is nie 'n verdeelde klomp mense nie. Elke ou doen sy ding nie. Hulle is een in Christus. Hulle is volwasse. Hulle is gegroei in hom. Hulle word nie beweeg deur enige lering nie. Hulle weet wat hulle glo. Hulle staan vas in wie Christus Jesus is. Hulle ken hulle posisie in hom. Maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag. Jy moet mooi luister na die woord. Terwyl ons in oordeel, terwyl ons in ek stem nie saam met jou nie, terwyl ons ek is reg en jy is verkeerd. Is dit wat dit sê? Terwyl jy in wat? In liefde. In liefde. Liefde. Hoe gaan hulle weet dat jy Jesus se disipel is? Vir ons liefde onder mekaar. Ons het mekaar lief. Ja, maar hy glo so en jy glo so. Ons het mekaar lief. Ons het mekaar lief. Ons maak spasie en ruimte vir mekaar, want dan kom die heerlikheid van God en die grootheid van God. Wanneer daar eenheid is, wanneer daar eenheid in geloof is, there the Lord commands a blessing. Maar as ons geskatter is en die en dit en ek weet nie, ek is nie seker van die nie, daar is nie oordeel vandag nie. Luister vir my. Maar ons moet volwasse word. Ons moet groot word en sê, Here, dis vir ons is Morton by Afrikaanse uitreiking. Dis ons doel, dis waant ons op pad is. Niemand gaan inloop en uitloop dieselfde nie. Elke siekte gaan by daai deur moet bly. Elke kwaaling gaan moet daar bly. Elke angs, elke vrees, elke bekommernis. Ons kan nie weer dieselfde wees nie. Ons kan nie, vriend. Ek en jy kan nie. Terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in hom, weer eens, in Jesus, wat is? Wat die hoof is, naamlik Christus. Hy is die hoof, hy is die kop, en al die ander lede werk as een onder die hoof. Ons het een hoof, hy is die middel, hy is die senter van alles. Uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saam verbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate. Het jy gehoor wat die Bybel sê? Luister na die volgende woorde. Saamgevoeg, saamverbind, ondersteuning vir elke lid volgens die werke van afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy opbouing in liefde. Mag die Here ons help, dat ons nie 'n uitreiking is wat sê, wel, ons kerk is vol nie. Weet jy, maak jy kerk vol? Preek nie wat die mense wil hoor. Become seeker sensitive.
Dit kan jou nie vrymaak nie, vriend. Daar's een ding wat jou vrymaak. Die waarheid. En wie weet, dit is nie altyd lekker om die waarheid te hoor nie. Ons wil baie keer nie die waarheid hoor nie. Ons weet dis die waarheid, maar ek wil dit nie hoor nie. Maar dis die waarheid wat ons vrymaak. Niks anders maak jou vry nie. Simpatie maak jou nie vry nie. Ja, dis okay, suster, jy mag maar so voel, ek verstaan hoekom jy so kan voel, ek weet. Dit maak jou nie vry nie. Dit beteken nie, ek het nie medelee met jou nie, maar ek wil jou eerder 'n antwoord gee, om jou uit te kry in daar waar jy sit. Om jou los te maak, om jou vry te kry in dit wat Jesus vir jou betaal het. Nou kom ons by Romeine 12. En ek moet sê, ek dink is vers 4, vanaf vers 4. Want soos ons in een liggaam baie lede het, en die lede nie almal dieselfde werking het nie. Luister mooi. Die lede nie almal dieselfde werking het nie. Moenie probeer soos iemand anders wees nie. Jy het nie hulle werking nie. Daar's 'n sekere werking wat ons elkeen het. So is ons almal saam een liggaam in Christus en elkeen afsonderlike lede van mekaar. Een liggaam, afsonderlike lede. Een is die pinkie, en een is die toon, en een is die oor, en een is die oog. Ons is almal afsonderlik, maar ons is hoeveel? Een liggaam. Een liggaam, sê die Bybel. Nou moet jy mooi luister. En ons besit. Nie jy gaan kry nie. Nie ons sal sien as jy alles reg doen nie. En ons besit genadegawes. Wat is 'n genadegawe? Wie wil raai? Wat is 'n genadegawe? As jy nie weet nie, hoe gaan jy weet of jy dit het? Wat is 'n genadegawe? Ek het 'n genadegawe. Hoe het ek hom gekry? Uit genade. Daar was niks wat ek gedoen het nie. Dit was 'n genadegawe. God het dit uit sy genade vir my gegee. Dis 'n genadegawe. Dis myne. Hy sê vir my en vir jou, en ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Jy het genade vir jou genadegawe. As jy nie genade, jy het nie genade vir my genadegawe nie. As luister mooi, ons moet verstaan waar jy pas. Want as jy pas en jy gaan vergelyk, ons vergelyk mekaar met mekaar. Ja, hy so die, hy so daai, en ek dra nou net die koekies aan, en ek maak nou net die ketel vol, en whatever, en dit. Luister, jy mis die hele punt. Ons mis die hele punt. Dis 'n genadegawe. Ons elkeen besit 'n genadegawe volgens die genade wat aan my en aan jou gegee is. Is dit profesie? Na die maat van die geloof. Is dit bediening? In die werk van bediening? Of wie leer? In die lering? Of wie vermaan? In die vermaning? Wie uitdeel? In opregtheid? Wie 'n voorganger is? Met ywer? Wie barmhartigheid bewys? Met blymoedigheid? Genadegawes. Verskil van almal. Almal verskil. Kan jy dink hoe boring sal dit wees as ons almal dieselfde was? Ons almal profeteer. Die hele kerk, Morten by uitreiking, die groep van profete. Kan jy dink? Groep van leraars, groep van profesie. Maar niemand maak koffie nie. Daar moet so waardering vir ons kom vir mekaar. Wat ek jou nie ken volgens jou vlees mee nie, maar ek ken jou volgens jou gees. Jy's 'n 10 uit 10 vir my. Ek kan dit vir jou nou sê. Jy's 'n 10 uit 10 vir my. Want in die gees is jy perfek. En die Bybel sê, moenie mekaar ken nie. Don't measure yourself amongst yourself. Don't do that. That's foolish. Bybel sê vir jou, it's foolish. Don't do that sort of stuff. Maar laat elkeen in sy genadegawe beweeg volgens die genade wat aan jou gegee is. Of dit profesie is, of bediening is, wat ook al dit is. Kom ons lees in 1 Korintiërs 12 vanaf vers 1.
En luister wat sê die Bybel, nie wat sê Johan Duisel nie. My laaste ding wat ek ooit wil doen is om u te oorreed om dinge my manier te sien. Ek wil dit nie hê nie. Ek het van toe ek 'n jong kind van God was, het almal my probeer leer om dinge hulle manier te sien. En ek wil vir julle sê, dis waar die dwaallering vir my gekom het. Dis waar die heen en weer geslinger. Dan doen ek dit, dan bid ek die tyd van die dag. Dan bid ek so, dan bid ek die. Dan moet jy so bid, dan moet jy dit gebruik. Dan moet jy loof en prys, dan moet jy die, dan moet jy daai. En ek is hier en ek is daar en ek is frustreerd as 'n kind van God, want ek het nie eens 'n verhouding met hierdie Jesus vir wie ek al hierdie dinge doen nie. Ek weet nie eens wat aangaan nie. Maar ek ry die sonnaarskoolbusse en ek tel die kinders op by die power station en dan kom ek terug en dan doen ek gou sonnaarskool en dan vat ek hulle gou terug en dan kom ek terug en dan doen ek worshiping. En dan kom ek en dan is ek is die jeugleier en dan is ek op die kerkraad en ek is die en ek is so 'n amazing man van God, maar ek ken hom nie eens nie. Want almal probeer my label en vir my sê hoe dit moet lyk en hoe dit werk en doen dit en jy moet dit doen. Maar jy sien geen vrug in daai persoon se lewe nie. Geen vrug nie. Daar's geen vrug nie. Hulle huwelike val uit mekaar uit. Hulle is verslaaf aan dwelms. Hulle is angsbevange. Hulle is vreesbevange en tog luister ek na hulle wat my raad gee. In plaas daarvan om al my bekommernis op Jesus te werp, want hy sorg vir my en hom te leer ken. En te sê, Vader, ek is saam met u gekruisig, ek lewe nie meer nie, maar u lewe nou in my, en hierdie lewe wat ek nou in die vlees moet lewe ek in die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het, en homself vir my oorgegee het. As hy Jesus nie vir teruggehou het nie, hoekom sal hy enigiets anders terughou? Niemand wil my dit sê nie, want jy raak te trots en jy raak te groot in jouself, jy is te groot vir jou skone. Ag, mag die Here my help, dat ek so groot word vir my skone geestelik, dat niks my kan stop nie. Ek het 'n begeerte en ek het 'n van toe ek Jesus net so hard as wat ek die duiwel gedien het, net so dien ek die Here, met daai selfe ywer. Ek was nie een van daai lou ouetjies nie. Of jy doen dit of jy doen dit nie. Maar net nou nie kom lou nie. Ek was voluit in die wêreld tot Jesus my gekry het. En ek het hom nodig gehad. En vriend, hierdie passie wat ek het, is omdat ek weet waar hy my gekry het. Ek weet waar ek was. Ek weet wie ek was. Ek weet wat hy moes doen om my uit te kry en my te was. En ek beloof u, dit was nie wat die kerk my gesê het nie. Dit was nie dit nie. Maar toe ek hierdie woord begin lees en sê, Here, wat sê u? Praat met my, sê vir my, wat mis ek? Want ek het geweet, ek kort iets, daar's iets wat kort. Jy is veronderstel om dit te sien en dit te sien en ek lees hierdie woord en ek sien dit nie in my gemeente nie. Ja, jy ja, jy sal afkoel, Johan. Ek wens hulle kom my nou sien 30 jaar later. Ek is nog nie afgekoel nie. I'm only getting started, brother. Only getting started, want God het iets in stoor. Al daai jare wat hy jou gebou het en gebou het en gebou het en met jou gebly het en agtertoe, vorentoe, hierdie kant toe, daardie kant toe, weet nie wat nie, weet nie hoekom nie, weet nie hoekom dit nie, weet nie hoekom as ek hier nie, hoekom as ek nou maar net dit is, ek nou maar net dat, al daai dinge kom tot op einde en dan sien jy maar hy was besig om in jou te werk vir sy heerlikheid. He was working in you for his will and his good pleasure. En hy het tot jou hiertoe gebring, hy het uit ons vandag. Wie toe hulle 10 jaar oud gewees het, gedag, eendag gaan ek 'n bleskop sien, en ek gaan daar in Australië bly, en hierdie ou gaan vir my sê wat ons gaan doen, en wat die Here gaan doen. Niemand nie. En tog het ons by mekaar gebring. Tog het hy 'n plan. Tog sê ek kan iets doen met mense wie se harte reg is. Ek kan iets doen met mense wat spasie maak vir mekaar. Ek kan iets doen met 'n gemeente wat my gees dra. So kom ons lees nou die volgende gedeelte, is hier reg? Ja? Awesome. En wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Daar is baie onkunde omtrent die gawes van die Heilige Gees in die kerk. Daar's onkunde.
En omdat daar onkunde is, weet mense nie, wanneer is dit die Heilige Gees, wanneer is dit nie die Heilige Gees nie. Wat bedoel ek, dis nie die Heilige Gees nie? Wanneer ons in ons siel beweeg, daar's 'n verskil. Ek kan jou in jou siel opwek, ek kan vir julle sê, hey, kom aan, Jesus is vir ons, kom aan julle, kom! En ek kan jou opwerk en in jou siel, gaan jy opgewerk raak en jy gaan dink, yes, dit is amazing, en jy gaan uitloop in jou kar klim, en voor jy by die drive kom, het jy vergeet wat ek gesê het. Dis siel. Ek het jou opgewek in jou siel. En wanneer die Gees van God beweeg, en hy begin praat, dan is dit blywend. Daar is 'n absolute resultaat van wat gebeur het. Is ongetwyfeld. En is nie die duiwel nie, laat ek jou nou kom vertel. Die duiwel stel glad nie belang om jou vry te maak nie. Dis glad nie sy belangstelling nie. Dis glad nie sy doel nie. So ek wil hê jy moet seker wees van dit. Dat wanneer ons hier beweeg in die gawes van God die Heilige Gees, is dit die Heilige Gees wat beweeg. Ek het die voorheen gesê en ek sê vir u weet, ek ken die Gees van die Here. Wanneer dit nie die Gees van die Here is nie, sal ek dit stop. Nie omdat, ja, maar hoe gaan ek, wat as jy my stop, hoe gaan ons leer? Hoe gaan ons leer? Hoe gaan jy 'n profesie leer as jy nie geleer word om 'n profesie te onderskei nie? Hoe gaan jy ooit opstaan en sê, so sê die Here, as jy in jou kop het, ja, maar wat as ek verkeerd is, en wat gaan hulle sê, en wat is die, en wat is daai? Hoe gaan ons as 'n liggaam, en dis jou genadegawe, en die vyand bly in jou oor sê, ja, maar wat as jy dit nou, wat as jy verkeerd is, wat as jy dit? Die grootste dinge wat God in my lewe gedoen het, wonderwerke, is wanneer ek nie geweet het wat hy gaan doen nie, en hy sê net vir my, gaan stop die diens, en gaan sê vir daai persoon, sê ek, wat Here, gaan sê vir hom, wat Here, gaan sê vir hom, wat Here, gaan sê vir hom. Dis die opdrag. Gaan ek sê of gaan ek nie sê nie? Ja, maar Here, ek weet nie wat ek gaan sê nie. Hoe gaan ek weet of wat reg of verkeerd is? Wat het dit met enigiets te doen? Nou loop ek nou maar. Nou sê ek vir die pastoor, Pastor, the Lord wants me to stop the service. Het jy al dit gedoen? Wie voel vrymoedig om op te staan? Sê Johan, ek voel die Here wil die diens stop. Maar nou is ek jong. Ek leer. Ek hoor hierdie stem. Hy sê, go tell the pastor, we need to stop the service. I want to do something. Nou gaan ek. Nou sê ek, Lord, please don't embarrass me. Please don't embarrass me. Nou staan ek langs die pastoor, nou staan hy daar, en is nou die woord, en sê ek, Pastor, the Lord wants us to stop the service. He wants to do what? Ek sê, the Lord wants us to stop the service. Why? I don't know, but nou maak ek my mond oop, ek sê, en as ek my mond oop maak, dan kom die woorde uit. Because he wants his glory to move into this place. He wants to touch people. Ek is verstom, want dit kom uit my mond uit. Ek denk, ek het nie dit gesê. Hoe trek jy dit terug? Hoe stop jy die genadegawe op jou lewe? Wanneer God die Heilige Gees beweeg, en hy wil iets doen deur jou. Maar ons kop kom so in die pad. Ja, ek weet, wat as ek verkeerd is en whatever. Ek wil vir jy sê, dit was iets om te behou. Wat God kan doen, as ons ons ruimte gee en spasie gee. Gelukkig was my pastoor wys genoeg om te weet, hierdie ouetjie gaan dit nie opmaak nie. Hy sê, okay, if that's what he says, do it. Hy sê nie, I'll go do it nie. Go do it. Go tell the congregation. Okay, everybody, stop the worship. We're going to make a Congo line to the back door, and God's going to come in through that. Wie het weggehardloop? Wie sal in hulle kar? Dis nie logies nie. Dit maak nie sin nie. Daar's nie 'n manier hoe ek dit kon opdink nie. Daar's nie 'n manier, ek verstaan die embarrassment wat dit gaan wees. En nou maak hulle, soos ek sê, al die stoele soos hierdie word weggevat, en dan staan ons so lang ry, en ons kom hier na toe. En dis nie fisies nie, maar ek kon weet toe hy inkom. En soos hy gaan, soos daai teenwoordigheid kom, raak daai teenwoordigheid elke persoon verby hy verbygaan. Dis nie iets wat jy as mens ooit kan doen nie. Mense word vrygemaak, gesond gemaak.
Ek het dinge gesien wat God gedoen het as jy kan glo. En op 'n worry oor wat jy gaan dink en hoe jy gaan lyk en is ek reg of verkeerd, want die genadegawe van God kom op jou. Jy kan dit nie beheer nie, vriend. Ek luister vir my. As ek hier losbars in tale, dis nie omdat ek wil probeer vir jou wys hoe geestelik ek is nie. Asseblief moet nooit dit dink nie. Soos ek vir jou sê, dis soos nou. Ek voel dit. Ek voel daai taal wat wil uitkom en die uitleg op daai taal. Want ek gaan nie vir u sê iets sê in 'n taal en nie uitlê nie. Die Paulus sê vir my, dis dom. Hoekom praat jy 5 woorde wat mense kan verstaan as wat jy 10.000 woorde in 'n taal praat en niemand verstaan wat jy sê nie. Maar daar's onkunde omtrent die gawes van God die Heilige Gees en daarom sny ons dit af. Wel, ek gaan nie dit nie. Ek sal nie dit nie. Kom ek en jy kyk. Want ons wil nou nie heel aand hier wees nie en almal val om nie soos uit Paulus se dae uit die vensters uit nie. Nee, ons wil nou net klaarmaak. En wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Julle weet dat julle heidene was, weggevoer na die stomme afgode, net soos julle ook al gelei is. Stomme afgode, hulle kon niks vir jou doen nie. Daarom maak ek julle bekend dat niemand, hoeveel mense? Niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie. En niemand, hoeveel? Niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Geen ander gees gaan dit sê nie. Geen ander gees gaan sê Jesus is Here en Koning nie. Die Heilige Gees sê dit. Die Heilige Gees bevestig dit. Daar is wel verskeidenheid van genadegawes. Hier het ons weer die genadegawes. Maar dit is dieselfde Gees. En daar is verskeidenheid van bedieninge. En tog is dit dieselfde Here. En daar is verskeidenheid van werkinge. En tog is dit dieselfde God wat alles in almal werk. Maar aan elkeen, aan hoeveel? Word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Sodra ek iets hierso sê en ek sê dis God die Heilige Gees en dis nie nuttig nie. Dis nie God die Heilige Gees nie. Dis ek wat dit opmaak. Dis ek wat bedoel ek daarby? Is my optrede teenoor u negatief? Nou sê ek, die Here sê, hy het julle almal verskriklik lief en hy sê, hy sal julle nooit begewe en julle nooit verlaat nie. Hoe weet jy dit was die Heilige Gees? Hoe weet jy ek het dit net opgemaak? Dis die woord. Dis die woord van God. Die woord werk. As ek nou vir jou sê vandag, môreoggend 7 uur gaan die en die en die gebeur en so en so en so en jy voel onrustig en ek moet versigtig wees, maar ons het een ou in ons gemeente gehad, baie jare terug. Ons het hom die doemprofeet genoem. Hoe sal jy om dit genoem te word in jou gemeente? Die doemprofeet. Hoekom? Want as hy opstaan en hy begin praat in tale en hy begin profeteer, môre by 8 uur sê die Here, as jy nie omgedraai het nie en jouself nie bekeer het nie, gaan dit en dit gebeur en jou lewe gaan chaos wees. En jy voel hier binne, wow, dis nie die hart van God nie. Dis iemand wat probeer geestelik lyk voor 'n gemeente en ek is die een. Dis nie wat die Bybel leer nie. Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee. En aan die ander 'n woord van kennis vanweë dieselfde Gees. En aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees. En aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees. En aan 'n ander werking van kragte, aan 'n ander profesie,
aan 'n ander onderskeiding van die geeste, aan 'n ander allerhande tale, aan 'n ander uitleg van tale, maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. Kom ons sê, jy wil iets weet oor die toekoms. God sê vir my iets van jou toekoms. En nou sê ek vir jou, die 17de gaan dit en dit, dis wat die Here sê. Maar in plaas daarvan sê ek, weet jy wat, ek gaan eerder die gawe van gesondmaking gebruik. Dis nie wat die Heilige Gees doen nie. Hy weet wat jy nodig het en hy gebruik jou om daai nood te vul. As jy 'n profeet is, gebruik hy jou nie om 'n profesie uit net los te bars en 'n profesie te gee nie. As ek voor iemand staan en hulle het 'n woord van wysheid of 'n woord van kennis of gesondmaking of die werking van kragte of die onderskeiding van geeste, wat ook al ek nodig het vir daardie oomblik, die Heilige Gees is die een wat dit gedoen. Ek stel myself beskikbaar deur aan God die Heilige Gees. Is ek 'n leraar van die woord? Absoluut. Sien ek myself as 'n pastoor? Nie regtig nie. Meer 'n leraar as van die woord. Maar gebruik God my in die genadegawes? Ja. Gebruik hy my in tale? Ja. Gebruik hy my in uitleg van tale? Ja. Gebruik hy my in profesie? Ja. Gebruik hy my in Hoekom gebruik hy my? Want ek het myself aan hom oopgestel en gesê, Here, asseblief, gebruik my. Vers 12, want net soos die liggaam een is en baie lede het en al die lede van die een liggaam is, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke of slawe of vrymanne, en ons is almal van een Gees deurdronge. Wow. Wat beteken om deurdronge te wees? Wie van ons is deur een Gees deurdronge? Sê hy. Wie? Wie het hy gesê? Julle klink onseker. Wie het hy gesê is almal is deurdronge? Van verskillende geeste. Van een Gees. Want ook die liggaam is nie een lid nie, maar baie. As die voet sou sê, omdat ek nie die hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort hy daarom nie aan die liggaam nie. En as die oog sou sê, omdat ek nie die oog is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort hy daarom nie aan die liggaam nie. As die hele liggaam 'n oog was, waar sou die gehoor wees? As dit geheel en al gehoor was, waar sou die reuk wees? Maar nou het God elkeen van die lede in die liggaam gestel soos hy gewil het. Maar nou het, ek het besluit om morgen by uitreiking toe te kom. Het jy? Rarig? Het jy? Ag, het gehoor is so lekker na die tyd, hulle eet so lekker daar. Het jy? Nou het God. Nou het God elke een van die lede in die liggaam gestel soos hy gewil het. As almal een lid was, waar sou die liggaam wees? Maar nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. En die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie, of die hoof vir die voete, ek het julle nie nodig nie. Maar veel eerder is die lede van die liggaam noodsaaklik wat die swakste lyk. I love this.
Oh, die pastoor. Die pastoor is niks. Die lid wat die swakste is, die een wat die koffietjie maak, en die een wat die koffietjie bring, is meer belangrik as die pastoor. Amazing hoe God dink. Amazing hoe God dink. En nou kan die pastoor hier staan en hy kan preek en almal moet nou net die en met net daai. Asseblief. Maar veel eerder is die lede van die liggaam noodsaaklik wat die swakste lyk en die lede van die liggaam wat vir ons minder eerbaar lyk. Dis ons werk, né? Hoe lyk dit? Hy lyk. Anyway, hy lyk. Ek bly my plek verloor. Maar veel eerder as die lede van die liggaam noodsaaklik wat die swakste lyk en die lede van die liggaam wat vir ons minder eerbaar lyk, beklee ons met oorvloediger eer en so het ons sierlike lede oorvloedige sierlikheid. So wat is my werk as pastoor van die gemeente of die leier van die gemeente is om vir die tannie te sê wat vir my hierdie water gegee het, jy's meer belangrik as ek. Baie dankie. Ek waardeer jou. Ek waardeer jou in die koninkryk van God. Ek waardeer jou wat jy doen. Jy het meer eer as ek. Kom ons mekaar so behandel. Hierdie kinders, as ek kyk hulle hierdie stoel uitdra. Weet jy ek wonder hoeveel stoele het ek al uitgepak in my lewe. Vanoggend weer. Ek is eerste daan en pak ek die stoel uit. Wat 'n voorreg om 'n stoel te kan neersit en te kan sê, Here, dankie vir die persoon wat in hierdie stoel gaan sit vandag. U gaan hulle bereik. Seën hulle lewe. Hierdie stoel is geseën voor hulle nog inkom. Die persoon wat hier gaan sit, gaan weet, u is hier. U is teenwoordig. Wat 'n eer. Wat 'n eer. Nie as die pastoor nie, as die stoeluitpakker. Jy het meer eer as die pastoor of enigiemand anders. Dis meer belangrik. Hoekom is dit meer belangrik? Sodat daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees nie. Daar mag geen verdeeldheid, daar mag nie verdeeldheid in die liggaam wees nie. Daar mag nie. Nee, ons sal sien hoe dit werk nie. Hulle stem nou nie saam nie. Hy sê nie, daar mag nie verdeeldheid in die liggaam wees nie, sodat daar geen verdeeldheid in die liggaam is nie. Ons stel almal bo myself. Almal het meer eer as ek. Jy het meer eer, van die kleinste tot die oudste. Jy het meer eer as ek. Ek eer jou bo myself. Ek sê dit nou vir u. Dis hoe ek lewe, dis wat ek glo, dis hoe dit moet wees. Sodat daar geen verdeeldheid is nie. Dat nie een persoon wat hier kan binnenloop en hier sit en sê, wel, ek het niks om te gee nie. Asseblief tog moenie laat die vyand dit vir jou sê nie. Ek moet klaarmaak, ek vat lank, nee. So daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar mag dra. En as een lid ly al die lede saam, en as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. En God het sommige in die gemeente gestel, in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale. Almal is tog nie apostels nie. Almal is tog nie profete nie. Almal is tog nie leraars nie. Almal is tog nie kragte nie. En nou kom die baie belangrike verse. Het almal genadegawes van gesondmaking? Spreek almal in tale? Kan almal dit uitlê? Ek wonder as ek jy moet vra, antwoord vir my daai vraag. Want dit is 'n vraag. Het almal genadegawes van gesondmaking? Spreek almal in tale? En kan almal dit uitlê? Ja, nee, miskien. Kyk dit, nee. Nee, oké. Ons kom terug. Maar beywer julle met die oog op die beste gawes. Wat moet jy doen? Jy moet jouself beywer. Dit help nie jy beywer jouself vir iets wat nie vir jou beskikbaar is nie. Is dit reg? Ek gaan 'n bietjie toer.
Beywer julleself, kom ons die Bybel sê, beywer julleself met die oog op die beste gawe en ek wys julle 'n nog uitnemende weg. En dan gaan hy in 1 Korintiërs 13 wat die liefde hoofstuk is, wat vir ons sê, al praat ek die tale van engele en al het ek al die wysheid en ek het nie liefde nie, dan beteken dit niks. So alles wat ek en jy hier gaan doen en hier moet doen, moet die fondasie van liefde hê. Ons is lief vir mekaar. Daarom maak ons ruimte vir mekaar en daarom is ons bereid om mekaar die waarheid te vertel. Wat jy daarmee doen is up to you. Daar's geen oordeel nie, daar is nie, ek praat nie in tale nie, dis okay. Luister vir my. As jy vandag vir my sê, ek praat nie in tale nie, dis okay. Al wat ek vra, is laat my toe om in tale te praat. Asseblief moenie die gemeente los, omdat ons in tale praat en jy praat nie in tale nie. Moenie die uitreiking los, omdat jy nie saamstem met die van die genadegawes nie. Dis nie wat bepaal wie bly of wie in is of uit is nie. Dis liefde. Kan ek vir jou spasie maak? Dat al stem jy nie saam met my nie, kan ek vir jou werklik sê, ek kan jou in die oog kyk en ek kan vir jou sê, ek het jou lief. Ek het jou lief. Ja, maar ek praat nie in taal, dit maak nie saak nie. Dis die werk van God, die Heilige Gees. Dis nie my werk nie. Dis nie my werk om jou te oorreed nie. My enigste roeping, my enigste ding is om vir jou te sê, ek het jou lief, en ek is bereid om saam met jou te wandel. Ek is bereid om saam met jou, en as jy my vra, as jy my moet vra, persoonlik, Johan Duisel, wat het die verskil in jou lewe gemaak? Waar het die verskil gekom? Dan moet ek vir u sê, dit was die doping in die Heilige Gees. Dit het die verskil gemaak. Dit het my gevat van een plek waar ek hier was en gesukkel het. Ek het geen verstand gehad vir hierdie woord nie. Ek het nie geweet wat dit sê nie. Dit was vir my moeilik om te verstaan. Dit was vir my moeilik om te onthou. Dit was vir my moeilik om lering te kry. En maak nie saak wat mense gesê het nie. Dit het net oor my kop gegaan, want daar was geen lewe nie. Maar toe ek gevul is en gedoop was met die Heilige Gees, het iets gebeur. 'n lig het aangegaan. En ewe skielik het ek die ding begin lees en ek het gedink, Here, hoekom ek dit nooit gesien nie? Hoekom het ek nooit geweet nie? Wanneer ek nie weet wat om te bid nie, dan bid ek in tale sodat ek jou kan impress. Wanneer ek nie weet wat om te bid nie, dan bid ek in my hemelse taal, sodat ek die perfekte wil van God kan bid. Dis ek. As jy voel, jy het genoeg woorde om met God te praat en om te verduidelik wat jy nodig het. En wanneer jy 'n probleem het waar die oplossing hopeloos te groot is vir jou kop en jy's okay daarmee en jy kan daarmee werk, my broer, my suster, luister vir my, die Here seën jou. Vir my, ek kan nie. Daar's dinge wat my pad langs kom wat te groot is vir 'n mens om uit te sorteer. Daar's dinge wat my pad langs kom wat ek nie die antwoord ken nie. Ek weet nie, in my werk en elke dag, daar's nie 'n dag wat verbygaan wat ek dit nie sien nie. Ek weet nie hoe dit gaan werk nie, ek weet nie wat die antwoord is nie. Maar die een wat binne in my woon, hy weet. En baie keer het ek nie die kapasiteit om te hoor en te weet wat hy sê nie. So ek gebruik my taal en ek bid in die Heilige Gees. En baie keer dan sê ek die antwoord in Engels. Dan kom dit uit my mond uit. Dan weet ek wat om te doen. Want waar het uitgekom? Uit jou binneste sal vloei water, strome van lewende water. Strome van lewende water sal uit jou binneste uitvloei. Ek het dit nodig gehad. Want daar het niks gevloei nie. Daai ou pannetjie, daai dammetjie was so droog. En alhoewel ek alles probeer het, en ek sal vir u sê, as daar iemand is wat 'n testimony is van soek en 'n honger vir die Heilige Gees, is dit ek. As hulle gesê, daar was 'n diens, hulle hou 'n diens hier by hierdie kerk om gedoop te word in die Heilige Gees. Raai wie was daar? Raai wie was gedoop? Maar volgende Vrydag hou hulle weer 'n diens by hierdie kerk
Miskien weet hulle hoe om my gedoop te kry. Dan gaan ek soontoe en dan gaan staan ek voor en dan sê hulle, Here, help ons. Broer, maak net jou mond oop, dit sal net kom, jy wees net, weet nie, doen nie dit. Daar is dit. En ek dink, daar's niks. Ek kan jou nou sê, daar's niks. Nee, just say it out, just speak it out. What do I speak out? There it is, you know, just let it come. What's coming? Niemand het my gevat en my neergesit en gesê, weet jy wat? Hier is die Heilige Gees. Hier is God die Heilige Gees. En dis hoe hy werk. Jesus is die doper in die Heilige Gees. Dis hoe jy gedoop word in die Heilige Gees. Dis wat jy moet doen. Dis hoe jy dit ontvang. Dis wat gaan gebeur. En toe ek dit ontvang, toe verander my lewe. Wat sê die Bybel? Ek het my Bybel nou toe. Ek het hom nie hier nie. 1 Korintiërs 14 vers 1. Lees hard om hoor. Ja, geliefde na, en beywer julle vir die oog op die geestelike gawes, maar veral om te profeteer. Jaag die liefde na, maar beywer julle, sê wie vir my, op die geestelike gawes. Beywer julle op die geestelike gawes. As jy gaan dink dat die geestelike gawe gaan net op jou kom omdat jy daar sit, hoop weer. Beywer jou. Dan moet 'n hartsbegeerte wees in jou hart om deur God gebruik te word. En ek weet dit, ek ken hom, dat op elke lewe in hierdie plek is daar 'n genadegawe. Daar's iets wat God jou wil gebruik. Of dit 'n gebedstaal is, of dit profesie is, of dit werke van... Praat almal in tale. Almal behoort in 'n gebedstaal te praat. Almal het in my opinie, het die doping van God die Heilige Gees nodig. Want ek weet nie wat ek moet bid nie. Maar hy tree vir my in met onuitspreeklike sigtinge, wat ek nie kan verstaan nie. En hy bid die perfekte wil van God vir my lewe. Maar wanneer dit kom by die tale as 'n gawe, nie almal kan dit doen nie. Wanneer dit kom by die uitleg van die tale, nie almal kan dit doen nie. Hoe weet ek kan dit doen? Jy sit daar en iemand karabata katana na en hier ewe skielik hier aan die binnekant gebeur daar iets. En jy voel, ek raak senuweeagtig, wat is dit? En jy voel, ek wil iets sê. En dan, Jesus, ek weet niks sê nie. En ons onderdruk, ons weerstaan God, die Heilige Gees. Dis iets wat ek en jy werklik waar in hierdie uitreiking nie kan bekostig nie. Jy kan nie God, die Heilige Gees, weerstaan nie. Jy kan hom nie grief nie. Hy is kosbaar vir ons. Hy is die toekoms van hierdie uitreiking. Hy's nie 'n krag nie, hy's nie 'n vuur nie, hy's nie 'n wind nie, hy is 'n persoon. En jou belangrikste verhouding op hierdie aarde is met hom. En jy sal hom leer ken. En jy sal weet, wanneer mense vrykom, wanneer ons begin beweeg in die gawes van die Gees, dan wil ek nie hê, jy moet daar sit en sê, wel, ek weet nou nie. Asseblief, jy hoef nie te glo nie. Ek wil jou nie oorreed nie. God die Heilige Gees moet dit doen. Maar ek wil nie vra, kan jy vir ons spasie maak? Want daar's iets wat kom. En vandag wil ek hê in my hart hoor, daar's iets wat kom. Dis nie soos voorheen nie. Ek weet nie wie het was al in revival. Hoeveel revivals was ons al in nie? Dis nie soos dit nie. Hier is die eindtyd. Openbaring van God die Heilige Gees. Soos die wêreld dit nog nooit gesien het nie. Maar hy gaan net kom wanneer daar eenheid is en geloof is. Wanneer daar volwassenheid is, waar daar nie verdeeldheid is nie en elke een doen wat hulle eie ding nie. Maar wanneer ons as 'n familie, as 'n gesin, as 'n lidmaatskap by mekaar kom en sê, weet jy wat? Ons enigste roeping is om nie om mekaar in genadegawes te leer nie. Ons enigste roeping is om mekaar lief te hê.
Ek vra jou vandag, wat het Hester gesien? Al die goedjies, ek sien. As ek my oë toemaak, ek sien. Ek wonder as ek u vra vandag, as jy jou oë toemaak, wat sien jy? Wat sien jy vir die uitreiking? Ek het nog nooit daaroor gedink nie, is tyd. As jy gaan deel wees van wat God wil doen in hierdie eindtyd, vriend, hierdie is jou tyd, hierdie is jou oomblik, jy is op die regte plek. Ek weet nie of ek op die regte plek is, jy is op die regte plek. God het gestel. God gaan bring. God bou sy kerk. Moenie dink ek en jy bou die kerk. Ek gaan die nooi en daai nooi en die. Jy kan maar. Maar laat ek jou sê, jy gaan ver meer gedoen kry in die gees, deur te bou in die gees, deur jou oë oop toe te maak, hierdie plek te sien, mense in te kom, en wanneer ons begin sing, en wanneer ons die Here begin loof en prys, kom die teenwoordigheid van God, en hy begin mense raak in hulle stoele, daai krankheid en daai angs en daai vrees los hulle net, want die teenwoordigheid van die Here is in die plek. En die gemeente, die familie, het hulle harte oopgestel in eenheid en gesê, wanneer ons by mekaar kom, as jy na hierdie diens toe kom, bring vir Jesus en alles en al jou hoop en al jou expectation. Come with an expectation of the living God and you will not walk away disappointed. Dit hang nie van my af nie. Dus kan ek en jy vandag ons harte oopmaak. 2026 begin en sê, Here, ons is 'n handjie vol mense. Wat kan U doen? Help dit U? Hoop so. Hoop dit inspireer U. Hoop dit motiveer U. Om te wees alles wat Hy wil hê jy moet wees. God het 'n plan. Hy het nog altyd 'n plan gehad vir ons. Kom staan saam met my en dan bid ons, gaan ons klaar maak. Vader, hierdie is 'n oomblik in tyd. Hier staan 'n uitreiking voor U. Hier staan 'n mense wat baie dinge al gehoor het, baie dinge al gesien het, die goeie, die slegte, die de mekaar. Baie keer is daar verwarring oor wat ons moet doen, wat ons nie moet doen nie. Maar een ding weet ek ken U plan en ek ken U hart vir hierdie gemeente, vir hierdie uitreiking. En Vader, ek gaan nie meer verskonings maak oor hoekom ons dit doen en hoekom nie, en hoekom die Gees beweeg en al daai nie. Ons gaan dit vandag, gaan ons dit neerlê en ons gaan vir elke lidmaat sê, elke persoon wat hier is, ek gaan vir jou sê uit die diepte van my hart, ek het jou lief broer, ek het jou lief suster. Ek wil net doen dit wat die Gees van die Here vir my sê om te doen. Ek vra U, maak ruimte vir God die Heilige Gees. Arakota Shababako. Vriend, net daar waar jy staan, wat sien jy? Wat sien jy is jou rol? God die Heilige Gees sal nou met jou praat. Miskien is jy wat in die buitekant sit en net inkyk en sê, ek sal nou maar net kyk hoe dit gaan. Die Here seën jou. Miskien is jy wat sê, weet jy wat, ek gaan inspring. Ek gaan inspring met alles wat ek het. Ek gaan bid vir daai bleskop pastoortjie. Ek gaan bid vir die gemeente. Ek gaan bid vir die Here, die mense wat die Here in my pad gebring het. Ek gaan hulle opdra. Ek gaan hulle dra in die Gees. Ek gaan doen wat ek kan in die natuurlike om die beste uit mense uit te bring. Die beste vir hierdie lidmate, die beste vir hierdie uitreiking. Ek is in. Ek is in. Genoeg verskonings, ja maar die en daai en ek is in. Ek is in. Count me in. As dit jy is, die Here sien jou. Hy sien jou. En ek sê nou vir jou, die Here gaan vir jou ruimte maak en spasie maak. Vader, seën hierdie woord in elke hart, is die gebed van my hart.
in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Amen. God bless you. Ons seën die Here. Ons seën U dat U die werk wat U begin het, U gaan dit volëindig. Amen. Ons oog is op U. Ons soek nie 'n menseprogram nie. Ons soek U program. Ons soek U hart. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van God die Heilige Gees, sy met julle almal. Amen. Amen.